As jy wil weet wat in die ekonomie aangaan, is die plek om te wees. Welkom by hierdie week se AMT Ekonomiese Oorsig saam met Prof Waldo Kriel. Ons gesels soos ouer gewoonte oor die nuutste internasionale en plaaslike nuus wat ons wisselkoerse, oliepryse en landboupryse kan beïnvloed. So maak seker jy mis nie 'n minuut nie. Die rand versterk na R18.55 per Amerikaanse dollar, staan op R21.11 teenoor die euro, staan op R24.90 teenoor die Britse pond en op R11.89 teenoor Australië se dollar. Die Brent oliepryse styg ook die afgelope week na $68.44 per vat. Maar met dit genoem, kom ons gaan kyk wat ons markte nou beïnvloed saam met Prof Waldo Kriel. Ja, welkom by hierdie week se AMT Ekonomiese Oorsig. Ons gesels weer met Prof Waldo Kriel van die Noordwes Universiteit wat vir ons 'n bietjie meer duidelikheid gaan gee van waar al hierdie volatiliteit op die einde ons sakke as boere gaan raak. Baie welkom Prof. Dankie Johnny. Waldo, ons het baie onsekerheid internasionaal met die Trump tariewe, plaaslik met die RNE, met die onsekerheid rondom dit. Eerstens, maar voor ons daarby begin. Wisselkoers het ons gesien so klein bietjie sterker die afgelope week. Jou gevoel is gegeewe alles, ons sal dit nou meer in diepte bespreek. Wisselkoers vir die week sterker of swakker en olieprys wat dan so 'n bietjie op was, maar wat is jou gevoel verder vir die week? Ek dink nog 'n bietjie sterker. As mens nou vinnig kyk, die rand is sterker teen die dollar, sterker ook teen die euro en die pond, nie terug waar hy was nie, maar verbeter. En hierdie is nie net 'n swakker dollar nie. Ek het gou gaan loer hoe lyk die Dixie. Die Dixie wys die dollar is weer bietjie sterker teenoor sy geweegde mandjie van geldeenhede. So dit is 'n rand wat sterker is teen 'n effens sterker dollar. So dis die stof wat gaan lê. En ons is nou weer in die R18 in. Ek dink nog 'n bietjie laer in die 18s is waar ons hopelik dan nou gaan eindig hierdie week. Daar's min nuus, daar's 'n bietjie inflasiedata vandag. Maar niemand dink dit gaan enigiets beïnvloed nie. Inflasie is laag en stabiel in Suid-Afrika en internasionaal ook wat mens nou nie sê niks gebeur nie, enigiets kan gebeur, maar so op die oog af behoort dit verder rustig te gaan hierdie week. So 'n bietjie sterker rand. Olie is 'n bietjie van 'n aanbod storie. Ek dink wat hom so laag na die 4.65 toe gevat het was eintlik maar 'n toename in die aanbod van die Saudi-se kant af. Maar ek het gister 'n grafiek gesien wat wys dat Amerika pomp nou dubbel soveel olie soos wat Saudi-Arabië doen. So hulle kan eintlik nou prys maak deur minder of meer te produseer en dit is eintlik 'n interessante dinamiek wat nie vroeër die geval was nie. Ja. So ek dink olieprys dalk nog so klein bietjie op, maar niks wat dit dryf nie. Daar's ook nie bepaalde onsekerheid aan daai kant nie. Ja, daar's so 'n bietjie bekommernis oor die ekonomiese resessie wat dalk voorlê, oor die vraag dalk na olie ook so 'n bietjie negatief beïnvloed. Daar's nou Wêreldbank vergaderings hierdie week aan die gang in Washington. En almal probeer maar uitpleis wat gaan die impak van die tariefoorlog wees. Daar's sprake van 'n resessie. Amerikaanse ekonome praat van 'n 40% kans, maar dit hang alles af hoe jy die tariewe modelleer. En omdat dit so eens in 'n leeftyd uitskieter is dit moeilik om daai syfers geloofwaardig op die tafel te sit want ons het nog nie so 'n situasie gehad. Daar's nie benchmarks waarteen jy kan werk nie. Ja. So daar is die kans dat dinge gaan stadiger gaan in die FSA. Die kanaal is maar die verbruiksbesteding kom onder druk omdat ingevoerde goed en produkte wat met ingevoerde insette gemaak word duurder word. Besighede begin minder investeer en dit demp die vraag en dit gee dan vir jou 'n resessie op jou. Ja, maar soos jy ook nou gesê het, wat ek nou eintlik uit hierdie episode uit wil kry is om te sê, okay, internasionaal, Trump tariewe met China, dit lyk asof die stof bietjie gaan lê. Dit lyk of minder onsekerheid begin kom, minder uitsprake. So internasionaal sien ons dalk so 'n bietjie meer sekerheid. En plaaslik ook. Dit lyk, as ons na die episode met Theo gaan luister, lyk dit asof die RNE dalk ooreenkoms het. Dit lyk asof BTW moontlik nie verhoog gaan word nie. So dit lyk of hulle dalk 'n ooreenkoms met die begroting het wat ook vir ons meer sekerheid bring. Eintlik my vraag aan jou, so Waldo, in terme van hoe gaan dit vorentoe natuurlik wisselkoerse beïnvloed, hoe gaan dit oorspoel na 'n plaaslike inflasie toe, hoe kan dit oorspoel na rentekoerse toe, hoe kan ons hierdie prentjie bymekaar sit vir ons produsente in terme om te gaan sê,
wisselkoers dalk bietjie sterker, dit kan graanpryse dalk bietjie negatief beïnvloed oor die korttermyn, al daai tipe goed, ja. Ja, ek dink Johnny, as die stof nou gaan lê, kom ons sê die Amerikaners wag om te sien wat is die impak van die tariewe op hulle prysvlakke. Jay Powell het ook gesê hy gaan nie nou aan rentekoerse daar torring nie, want hy wag om te sien. Dit is so kort nog ingestel. Jy sien nog nie daai inflasie effek nie. Hulle wag om te sien. So ek dink effens sterker rand, olieprys waar hy nou is minder inflasiedruk in Suid-Afrika. En inflasie is klaar laag. Ja. Verbruikerskant en produsentekant. So daar sou 'n kans wees vir nog 'n 25 basispunte verligting hier by ons, want ek dink die rentekoerse is relatief hoog tot die vlak van inflasie, maar omdat daar so baie onsekerheid is, die monetêre beleidskomitee is konservatief. Hulle sit nou eers weer einde Mei, so hulle gaan maar net dinge die kat uit die boom uit kyk en wag. Ja, maar soos ons altyd gesien het, hulle sê, as daar onsekerheid is en dan is hulle versigtig, dan weet ons hulle doen nie veel nie. Ja. Ek dink so sonder verdere opskrifings dink ek is ons nie op 'n slegte plek nie. En ek die knelpunt is eintlik maar daai vordering met die groter hervormings. Ek dink dis waarvoor ons beleggers wag vir ons ekonomiese groei, om te sien die RNE maak vordering met die elektrisiteitsmark, maak vordering by spoornet, wenne daar. En dis onafhanklik van die rentekoers en die wisselkoers en selfs van die begroting. Ja. Dit is 'n regulering, dit is bestuur, dis sulke, as daar kan 'n bietjie positiewe momentum kom, dink ek is ons nader aan daai groeiteikens van die begin van die jaar, wat almal nou begin afwaarts aanpas is, want hulle is maar bekommerd oor hierdie internasionale onsekerheid. Wel, kom ons sê, daar kom meer sekerheid met die RNE, dis positief, ons gaan positief, ek hou van 'n positiewe storie altyd. Ja. Dit kan natuurlik oorspoel na die wisselkoers wat bietjie kan versterk as gevolg van investeerders wat dalk terugkom na Suid-Afrika toe, en vir ons 'n positiewe sneeubal-effek kan gee. Ja, ek dink dit is regtig enige groeikoers bo 1,5% hang af van so sneeubal. Hy gaan nie gebeur op sy eie nie. Ja. Jy het hierdie positiewe versterking nodig van geld moet in die land invloei. Buitelanders moet ons skuldinstrumente koop, hulle moet op ons beurs kom belê. Dit maak die rand sterker, dit druk inflasie af, dit gee beleggers vertroue en ons kom uit siklus van weer 'n keer af. Ja, en rentekoerse wat afkom, ons sien byvoorbeeld in die landbou kan ons bietjie meer skuld aangaan, al daai tipe goed, weer terug investering in die industrie. Ja. Sê nie, ek dink dit is regtig waarvoor ons wag, is daai genoeg positiewe momentum dat hy homself kan begin versterk. Ja. Daar is vordering, die Bureau vir Ekonomiese Ondersoeke hulle het so hervormings trekker wat nou 'n bietjie die proses volg en hulle elke tweede derde week het hulle 'n verslaggie uit wat sê op die elektrisiteitsmark wat het vorentoe beweeg, op spoornet wat het vorentoe beweeg. So dis nie dat daar niks gebeur nie, maar vir die man op straat sien jy nog hierdie verskil altyd nie. Ja. Ek dink die vrugteuitvoerders het gesien hulle is relatief positief oor Kaapstad hawe. Nee, maar dis nou 'n druppel in die groter emmer, maar vir daai sektor maak dit 'n groot verskil. Mens moet nie onnodig negatief wees nie. Ons wil net meer spoed sien, meer dringendheid en ek dink hierdie gemors rondom die begroting het bietjie mense se knieë lam gemaak nou vir 'n ruk en hopelik as dit verby is, kan net goeie bestuur kan voortgaan. Ja, ons hoop regtig dit kan iets wees wat ons sien. Ongelukkig as daai effek nou in werking tree, kan dit deur die korttermyn bietjie die winsgewendheid van die landbou kommoditeite se pryse onderdruk sit, veral produkte wat dan nou uitgevoer word soos mielies en vrugte wat jy ook nou genoem het. Maar weer eens positief vir die volgende jaar. Ja. Wat insetkoste dan nou weer laag is. Ja. Nee, dit is presies dit. Die mense is baie sensitief vir daai verandering in die wisselkoers en met al die onsekerhede rondom die dollar, swakker, sterker, dit hang nou van 'n klomp goed af wat ook onseker is. So ek dink dit is moeilik om te verskans en maar 'n sterker rand op die langer termyn, beter binnelandse groei is nie sleg vir wat ons eintlik wil bereik nie. Dis om met 'n groter ekonomie, bietjie meer werkskepping, dit sal 'n wen wees. Ja. Laaste vraag wat ek gou vinnig wil hoor. Wat is die nuutste verwagting rondom, as ek dit die onsekerheid rondom Trump tariewe, waar staan dit tans? En wat is die verwagting dalk vorentoe? Ek weet dit is baie moeilik, ek gooi nou hier in die diep kant in, maar wat is die nuutste nuus en waartoe
dink almal nou kan hierdie goed gaan, ja. Hy is verseker nou besig om ooreenkomste te probeer sluit met ander lande en daar is op die internet is daar baie gerugte rondom hierdie plan om China te isoleer. Ja, hy het baie hoë tariewe op Chinese produkte en dan nou Chinese buurlande moet nou pro-Amerika handel begin dryf om hulle moet self bewys. Ja, hulle praat van die Grand Encirclement is nou die naam vir dit. Of dit gaan werk, weet nigter alleen. Ek dink ekonome wag maar om te sien wat is die impak op pryse in Amerika as hierdie duurder ingevoerde goed nou regtig verbruikers vang. Dit vat 'n rukkie want daar's voorraad op die rak, daar was kontrakte teen 'n sekere prys. Selfs ons motorvervaardigers het gesê daar's nog nie moeilikheid in motorvervaardiging want hulle is nog op die vorige kontrak. Hulle wag vir Junie, Julie om te sien of daar nou 'n afname in die vraag na Suid-Afrikaanse komponente gaan wees of dan nou volvervaardigde voertuie. So daai is die vraagstukke. President Trump het 'n klomp kommerwekkende goed gesê oor die Federale Reservebank en Jerome Powell. Ek weet jy het in die ekonomie minuut gepraat daaroor, ja. Ja, maar daarna nog weer niks nie, miskien het hy lang naweek gevat, so hy voel rustiger nou. So maar dit is 'n ander bekommernis daai en dit is 'n ander dag se storie. So ja, ek dink almal wag nou om te sien wat die impak gaan wees. Nou watter kant toe gaan hierdie swaai? Daar gaan nie dadelik werkskepping in die FSA wees nie, maar hoeveel van die tariefverhoging gaan op die ou end 'n prysverhoging word vir die Amerikaanse verbruiker? Ja. Dit sal ons wag en sien. Okay, baie dankie Waldo. Dit was baie interessant soos gewoonlik om weer saam mee te gesels. Ja, ons skakel in volgende week wanneer ons dalk oor daai federale reserve kan praat wat in Amerika nou aan die gang is en wat nie internasionaal maar ook plaaslik gebeur in ons ekonomiese nuus. Baie dankie prof. Plesier. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's en meer gedetailleerde verslae. Julle is ook welkom om vir my 'n WhatsApp te stuur en by een van ons gewilde WhatsApp groepe aan te sluit. Ek sit al die skakels in die beskrywing onderaan. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.